Adjunkt-president Paul Mashatile verteenwoordig die donkerste drange van die ANC. So skryf Pieter de Tooy in sy jongste boek getiteld The Dark Prince. Pieter bekyk in hierdie boek Mashatile se opgang in die ANC en dra nie doekies om nie, oor die man wat moontlik Suid-Afrika se volgende president kan wees. Pieter sluit weer by ons aan en saam met hom is Dawie Boonsaier. Pieter, so jy skryf in die boek dat Mashatile in styl en ethos die heel naaste is aan oud-president Jacob Zuma. Dit is nogal 'n skrikwekkende stelling. Dit is Lorenza en toe ons het geskryf, het die prokureur se nogals gesê ons moet versigtig wees as ons daai stelling maak en mens moet dit probeer substansieer. En ek dink ek probeer dit in die boek doen. Daar's vir my baie sterk ooreenkomste en parallelle tussen Jacob Zuma en Paul Mashatile. Beide het provinsies gebruik, in Zuma se geval KwaZulu-Natal en in Mashatile se geval Gauteng, om hulle politieke basis te vestig. Beide het hulle tyd as allierre in daai provinsies gebruik om hulle netwerke te versterk. En beide van hulle se families rondom hulle het voordeel getrek uit hulle nabyheid aan die prinsipaal wat Zuma en Mashatile is, en hulle nabyheid gebruik aan die prinsipaal om hulle welvaart te bevorder. Nou, Mashatile is iemand wat in die middel van hierdie netwerke staan binne Gauteng, en ek argumenteer in die boek dat sou Mashatile die ANC leierskap oorneem oor 2 jaar, sou hy die mantel van Zuma erf. Dawie, so Pieter skryf in die boek, natuurlik wil Mashatile die volgende president wees van die party en dan miskien ook die land, maar ons weet nie regtig wat hy wil bereik wanneer hy daai posisie beklee nie. Is dit ook jou ervaring? Is dit nie maar nie dieselfde as Zuma nie, is om in mag te wees beteken jy gaan nie noodwendig vervolg word nie, want jy hanteer alles, ons het nou net gepraat oor hoe die polisie gekaap is. Is dit nie maar die uiteinde van sy spel in elk geval nie? Kyk, hy's 'n vrot politikus, maar hy's 'n aardsopportunist. Pieter, Kyk, dit was vir my... Maar help ons sin maak hiervan. Van Mashatile. So Mashatile, daar's vir my 2 goed van Mashatile. Een is hierdie patronaatskapnetwerke waarvan hy in die middel is en wat strek tot in die middel 1980s. Die sogenaamde Alex Mafia wat groot geword het saam met Mashatile in die stryd teen apartheid, oorbeweeg het in die 1990s toe die ANC homself hervestig het in die ou PWV gebied, en saam met hom, soos sy politieke loopbaan gevorder het die Alex Mafia saam met hom beweeg. So die vraag wat Suid-Afrikaners vir hulle self moet vra en wat ek probeer beantwoord in die boek is, sou hy ANC leier word met 'n kans om staatshoof te word, moet ons weet wat sy netwerke saam met hom na die Uniegebou toe beweeg. Ons het nie daardie vraag gevra destyds, dink ek, met Jacob Zuma nie. Ons het geweet van Sheikh, ons het nie geweet van die Guptas nie. Maar nou kan ons voor die tyd, en ek dink die voordeel van die afgelope 15 jaar wat ons die land se politiek dek, ons kan hierdie goeders nou voor die tyd begin sien. Ons kan sien hoe die netwerke werk. Ons kan sien hoe die patronaatskapnetwerke werk. So dis die een ding wat belangrik is. En die tweede ding is, dink ek, is Mashatile se vertoningslys as 'n verkose politikus. Hy was allieer in Gauteng geweest. Hy was 'n minister geweest in die Zuma kabinet. Wat het hy bereik? Wat is sy oorweeg? Wat glo hy wat die ekonomie betref? Ek dink nie hy het iets wat hom, hy het nie 'n ware noord nie, hy het nie 'n politieke ideologie waarna hy glo, behalwe dit wat die ANC vir hom sê nie. En Dawie, jy het nou 'n vrot tesourier-generaal ook vir die ANC was hy? Ja, die ANC is bankrot, steeds. Dawie, jy het nou al geluister na van Mashatile se toesprake, jy het hom in die parlement gesien en so aan. Is daar iets wat hy al gesê het of gedoen het wat jou werklik beïndruk het? Nee, niks nie, Lorenza. Maar ek het 'n staaltjie oor 'n toespraak wat hy gemaak het. En ek dink dit was 2023, en ek dink Pieter, jy skryf ook daaroor in die boek, wat hy met die JSE se uitvoerende hoofde gepraat het. Dit was midde die Lady R-sage gewees. En donateur van president Cyril Ramaphosa, wat ek nie by die naam sal noem nie, vertel vir my die storie van hoe hierdie aand gesien is as die audisie vir Mashatile, om te kyk, kan hy dalk eendag vir Ramaphosa instaan? Jy weet, kan hy die volgende president word? Want soos ons almal weet, is Ramaphosa baie los en vas oor of hy eintlik wil president wees. En hy het die aand so swak vertoon. Hoe het jy dit so mooi gestel in jou boek? Hy het oor sy woorde geval en ek weet nie wat, maar hy was net glad nie indrukwekkend nie. Ja, die sakelei het na die tyd gelei, hy het of gelyk of hy nie belangstelling toon of hy nie regtig waar belangstel oor waar nou het jy 100 van die Johannesburg effektebeurs se sakeleiers saam by die JSE in Johannesburg. Hy lyk nie of hy belangstel nie, of die ander opsie wat sakelei vir ons gesê het na die tyd was, hy verstaan eenvoudig nie hoe die ekonomie werk nie. So hy is 'n onindrukwekkende politikus met 'n baie dun vertoningslys as 'n verkose politikus. Maar ook soos jy skryf, is smaak vir die fynere dinge in die lewe. Soos toe hy regeringskredietkaart gehad het destyds wat hy nog allieer was in Gauteng, dat hy op een slag 90.000 of selfs meer as 90.000
bestee het by 'n restaurant. Wat koop jy vir daai? So wat my interessant was om die navorsing te doen vir die boek, en ek het nogal tyd spandeer in die Wits argiewe en ook in die Media 24 argiewe om te kyk na Mashatile destyds in die 80s en die 90s, en interessant, ANC argiewe by Wits gee nogals vir jou insigte as jy deur die notules gaan en dokumente gaan en memorandums gaan van die ANC destyds, dan duik Paul Mashatile nogal op, maar hy was 'n vryheidsvegter geweest wat in Alexandra gestry het teen apartheid. Hy was so 4 jaar lank sonder verhoor aangehou, en die oomblik toe hy LER word en die fynere dinge in die lewe aan blootgestel word, toe begin hy daai regeringskredietkaart te trek deur die kaartmasjiene by restaurante in Johannesburg, en hy was berug daarvoor dat hy ten duurste restaurante uitboek vir sy personeel, en dat daar tienduisende rande in 2006 rande bestee word aan uitspattige ete. So dit is wie Paul Mashatile is, Alex Mafia, hierdie netwerke, en as hy president word, is dit wat ons gaan kry, Lorenzo. David, is een ding om sakelei te beïndruk, maar al wat jy eintlik moet doen om die president van die ANC te wees, is om die takke te beheer, en ons weet dat Mashatile dit doen. Is daar enigiemand binne die party wat hom werklik kan teenstaan in die leierskapsstryd wat voorlê? Wel kyk, mense moet eers teruggaan daarna toe en kyk hoe gelukkig hy was natuurlik met die feit dat Jessie Duarte het ongelukkig doodgegaan en Ys Magashule was geskort as sekretaris-generaal. So hy moes aan daai twee posisies waarneem terwyl hy eintlik baie vrot tesourier-generaal was. En dit het hom die geleentheid gegee om takke te bearbei sodat hy as 'n jong president verkies kon word. Ek dink nog steeds as die Ramaphosa kamp destyds meer hulle goed agter mekaar gekry het en vroeër gefokus het op een sterk kandidaat, sou hulle om dalk kon uitoorlê, maar hulle het dit tot te laat gelos en te op die nipper gedoen en dit nooit uitgewerk nie. Ek dink die enigste ou wat sy hand so bietjie opsteek, alhoewel nog nie amptelik nie, is Fikile Mbalula. En jy moet jouself maar nou afvra of dit 'n goeie keuse is om op te volg. Pieter, en daar's groot vrae oor hoe Mashatile sy leefstyl befonds. En jy skryf ook so in die boek oor hy's naby aan ongure figure en transaksies, maar dit is nooit regtig wat jy hom daar kan plaas nie. Wel, wat hy beter doen as Jacob Zuma, sy leefstyl, hy lewe 'n uitspattige leefstyl. Hy woon in 'n 39 miljoen rand se woning in Waterfall in Johannesburg, noord van Johannesburg, 'n 29 miljoen rand se huis in Constantia wat aan sy skoonseun behoort. Maar ons weet nie wat die bron van sy skoonseun se welvaart is nie. Ons weet wel sy skoonseun het lenings gekry by die Gautengse regering terwyl Paul Mashatile by die Gautengse regering was. So dit is net nog 'n voorbeeld van hoe daai netwerke omsien hulle prinsipaal in Mashatile. En dan is dit ook 'n welbekende feit, en ek skryf daaroor, dat van sy romantiese belangstelling, sy metgeselle se leefstyl word onderhou deur sakelei wat baie naby is aan Mashatile en wat voordeel trek uit staatskontrakte uit. Dan natuurlik het hy ook meer as R300 000 by die tenderpreneur Edwin Saudi gekry. Wat hy gesê het is 'n vriend van hom. 'n vriend van hom is, en wat die doel vir daardie fondse is nooit verduidelik of bewys nie. En sy naaste bondgenoot Keith Khoza was by Kat Matlala en by Edwin Saudi se 50ste verjaarsdag hier in Bryanston. So dit wys jy hoe die netwerke naby mekaar beweeg. Jy kan vir Kat Matlala en vir Edwin Saudi direk trek tot by Paul Mashatile. So dit is hierdie netwerke wat naby is aan die jong president en wat sy leefstyl befonds. Pieter, Dawie, baie dankie, en Pieter, geluk weer eens op 'n goeie boek. Is nie maklike leesstof nie, maar is baie belangrik. Dankie, Lorenzo.